Ek groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker, op hierdie Saterdag die 7de Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Weet ons lees in die boek van Openbaring oor die 7 gemeentes. En dan hoofstuk 2, vers 18 tot 29, is die langste brief van die 7de gemeentes. En hierdie brief is aan die kerk of die gemeente van Thyatira. Dit is die 4de brief. En dit word baie duidelik gestel van Isabel, of die Jezebel. Die Isabel gees wat in hierdie kerk of in hierdie gemeente teenwoordig is. Gaan lees dit. Want ek wil vanoggend, wil ek hier uit Jeremia 23, vers 9, vanaf vers 9, met jou deel. En dit gaan oor valse profete. Wat die profete betref, my hart is gebreek in my binneste. My hele gebeente sidder. Ek is soos 'n dronk man en soos 'n man wat deur die wyn oorweldig is vanweë die Here en sy heilige woorde. Nou as jy jou Bybel lees gereeld en jy ken die verhale van die Bybel, jy ken die verhale wat daar in die boeke van 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Konings en 1 en 2 Kronieke geskrywe staan, dan weet jy dat daar was 'n tyd gewees wat Elia gelewe het en Isabel het in dieselfde tyd gelewe. Nou Isabel was getroud met die koning van daai tyd, Agab, en sy het gesorg dat daar valse profete is, profete van Baal, wat die hele Israel mislei het en verlei het. Die hele Israel het agter hulle aangeloop, valse profete en selfs profete van Ashera, wat beskou was, Ashera was beskou as 'n godin, wat die vrou dan van Baal was. En daar was profete van Baal en profete van Ashera. En ek noem dit vanmôre, want as ons kyk wat in die wêreld aangaan, dan besef ons dat die Baal predikante, die Baal profete, die Baal aanbidders, die Baal afgod, het nog nooit weggegaan nie. Elia het hulle wel oorwin, toe hy daai 850 valse profete uitgedaag het. Nou nêrens in die Bybel staan daar, van die Ou Testament staan daar valse profete nie. Nêrens nie. Maar wel in die Nuwe Testament het Jesus dit vir ons so geopenbaar van valse profete. En die disippels het aangehou praat daaroor. Maar hier in Jeremia 23 lees ons weer van valse profete. Maar dit, soos ek sê, dis nie direk aantuiging valse profete nie, maar dit was genoem profete van Baal. Wat die profete betref, my hart is gebreek in my binneste. My hele gebeente sidder. Ek is soos 'n dronk man en soos 'n man wat deur die wyn oorweldig is vanweë die Here en sy heilige woorde. Want die land is vol owerspelers. Luister mooi, owerspelers. Wat doen hulle? Jy sien, hulle het gemeenskap met die duiwel. Want die land treur weens die vloek, die weivelde van die woestyn verdor, ja. Waar hulle na strewe is sleg, en waar hulle hul krag in soek is onreg. Want die profeet sowel as die priester is goddeloos, selfs in my huis het ek hulle boosheid gevind, spreek die Here. Luister mooi, selfs in sy huis, daar in die tempel, die priesters, die profete. Daarom sal hulle weg vir hulle wees soos glyerige plekke in die donkerheid. Hulle sal neergestoot word en daarin val, want ek sal onheil oor hulle bring in die jaar van hulle besoeking, spreek die Here. Ek het wel by die profete van Samaria aanstootlike dinge gesien. Hulle profeteer deur Baal en verlei my volk, Israel. Hierdie is lank na die tyd van Samuel, wat Jeremia geprofeteer het. Lank na Elia die profete oorwin het. Jy sien, hulle het nooit opgehou nie. Hulle het nooit opgehou om Baal te aanbid nie. Die volk van God, hulle was vasgevang in hierdie valsheid
en hulle kon nie daaruit uitkom nie, hulle het bly terugkeer daarna, want jy sien, in die afgoderry van Baal was daar genot, plesiere, oorspel. Vers 14, maar by die profete van Jerusalem het ek gesien wat afskuwelik is. Hulle bedryf oorspel en gaan om met leuns en hulle versterk die hande van die kwaaddoeners, sodat hulle hul nie bekeer elkeen van sy boosheid nie. Hulle het almal vir my geword soos Sodom en sy inwoners soos Gomorra. Daarom so sê die Here van die leerskare aangaande die profete, kyk, ek laat hulle wilde als eet en laat hulle gifwater drink, want van die profete van Jerusalem het goddeloosheid in die hele land uitgegaan. Tot daar by vers 15. Jy sien, die profete was daar, hulle was deur God gekies, hulle moes geprofeteer het vir God, maar hulle het toe begin wegdraai. Hulle was nog steeds gesien as profete, maar hulle het die Baal profete geword, en dit begin volg, en dit begin toepas, en die wêreld het hulle geglo. Selfs God se volk Israel het hulle geglo, en agter hulle valse profetiese goed aangestap. Jy sien, niks het verander nie. Vandag sien ons dieselfde dinge gebeur. Daarom het ons 'n Bybel wat ons waarsku, waarna ons moet kyk, waarna ons moet oplet, want baie mense vandag volg hierdie Baal profete, hierdie profete wat profeteer en profeteer, maar hulle profeteer leuns. Bekeer jou van die onregheid, van die onregverdigheid, van die verkeerde weë. Bekeer jou, so sê die woord, bekeer jou. Maak jou saak reg met die Here, want in hierdie dae waarin ons lewe, is daar baie misleiding. En as jy nie reg is nie, as jy nie jou woord lees nie, as jy nie jou swaard beoefen volgens Efesiërs 6 vers 10 tot 18 nie, as jy nie jou swaard versterk deur jou kennis op te bou deur die woord nie, gaan jy dit nie maak nie. Hoor my woorde vandag, want nou is die poort, en min gaan dit maak. Breed is die pad na die verderf, en daar's baie wat daarop wandel. Moenie die getalle volg nie. Soek die waarheid in die woord van God. Want alleenlik kan die Heilige Gees jou help, en alleenlik kan jy die Heilige Gees kry, as jy die woord volg, en luister, gehoorsaam is aan die woord van God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n nuwe dag, Here. Dankie dat ons U kan aanroep, dat ons U kan loof en prys, Here. Dankie, Here Jesus, vir 'n gesonde liggaam. Vader, ek bid vir elkeen vanmôre ook wat siek is, Here. Elkeen wat mislei word, Here, maak hulle harte oop, hulle gedagtes. Maak hulle oë in die gees oop, Here. Laat hulle ore die regte woorde hoor, en dat hulle beginne besef wanneer hulle die valsheid glo en volg in hierdie dae, sodat hulle op die opregtheid kom, Here, dat U woord kan volg, dat hulle kan sien in kennis en wysheid wat U woord sê, Here, dat hulle nie verder mislei word in hierdie dae nie, maar dat hulle geopenbaring sal kry in hulle gedagtes, in hulle harte, wat uit U woord uitkom, want U spreek met ons uit U woord uit, Here. Vader, maak 'n begeerte wakker in die mensdom, dat hulle self sal bekeer tot U, en ophou die leuen volg, ophou Baal volg, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self, sodat jy jou swaard kan versterk, en nie mislei word in hierdie dae nie. Groete.